In 2017 word die ambulans vervang met 'n polisiemotor, maar die luisteraar is steeds een wat stil staan. So dis 'n soortgelyke probleem as die vorige jaar sin. Aanvanklik hoor die luisteraar die sirene teen 'n frekwensie van 170 Hz en dan is daar 'n stapverandering en die frekwensie verminder na 130 Hz. En teen die tyd kortpad, hoër frekwensie, aankomend, laer frekwensie, die bron beweeg weg. Net soos in 2016 word die definisie van die Doppler-effek vir jou gevra. Hierdie is 'n baie belangrike definisie. Skryf die frekwensie van die klank neer wat deur die luisteraar waargeneem word soos die polisiemotor die luisteraar nader. So dit sal die hoër frekwensie wees. Die antwoord is 170 Hz. En dan word jy die omgekeerde gevra. Wat is die frekwensie as die polisiemotor wegbeweeg? Weg is die laer frekwensie, met ander woorde 130 Hz. Vir 6 punte moet ons die spoed van die polisiemotor bereken. Met ander woorde, die spoed van die sender gaan bereken moet word. Ons begin met hierdie vergelyking en dan weet ons FL gaan 170 Hz wees soos die polisiemotor naderkom en dit gaan 130 Hz wees soos wat die polisiemotor wegbeweeg. Die spoed van klank is 340 meter per sekonde. Ons weet die luisteraar staan stil, met ander woorde daardie gaan 0 wees en dan die spoed van die polisiemotor is 1 onbekende en dan ook die frekwensie van die sender is onbekend. Met ander woorde, ons het 2 onbekendes, ons benodig 2 vergelykings wat gelyktydig opgelos moet word. As ons kyk na ons vergelyking, nou gaan ons 2 scenario's hê. In scenario 1 beweeg die polisiemotor nader. Onthou, die luisteraar se spoed is 0 want hy staan stil. Omdat die polisiemotor naderkom, weet ons FL gaan toeneem en daarom moet die noemer kleiner wees as die teller, gevolglik gaan ons minus. So in geval 1 sit ons met hierdie vergelyking. FL het ons nou is die hoër frekwensie, dit is 170 Hz en dit is gelyk aan die spoed van klank 340 meter per sekonde gedeel deur 340 meter per sekonde minus die spoed van die sender wat in hierdie geval die polisiemotor is. En dit maal ons met die frekwensie van die sender. En dit is ons eerste vergelyking. In scenario 2 beweeg die polisiemotor weg van die luisteraar af. So FL gaan afneem. En as FL afneem, beteken dit dat hierdie breuk moet kleiner wees as 1. VL weet ons is 0, die luisteraar staan steeds stil, so om daardie breuk kleiner as 1 kry, gaan ek die spoed van die polisiemotor moet bytel. So ons kry gevolglik hierdie vergelyking en nou kan ons waardes invervang. Die laer frekwensie is 130 Hz. Die spoed van klank 340 meter per sekonde gedeel deur die spoed van klank 340 meter per sekonde plus die spoed van die polisiemotor en dit vermenigvuldig ons met die frekwensie van die sender. En dit is my tweede vergelyking. En ek gaan nou vergelyking 1 en vergelyking 2 gelyktydig oplos. Om tyd te spaar, het ek die 2 vergelykings reeds vereenvoudig en nou kan ons net vergelyking 1 en vergelyking 2 gelykstel aan mekaar. So ons maal in, dan kry ons
57.800 minus 170 maal met die spoed van die sender en dit is gelyk aan 44.200 plus 130 keer die spoed van die sender minus 300 maal met die spoed van die sender is gelyk aan minus 13.600. So die spoed van die sender is gelyk aan 45,33 meter per sekonde, oftewel 163 km per uur. Hierdie polisiemotor is redelik haastig.